Vriende, so 2 weke gelede het ons 'n bietjie gesels oor disippels en hoe disippels van die Here optree en wat maak van disippels mense wat anders is. En dit ons vir mekaar gesê, disippels van Jesus staan nie handjies gevou nie. Disippels van Jesus rol hulle moue op, disippels van Jesus maak hulle hande vuil om die wêreld 'n beter en 'n mooier plek te maak vir almal rondom ons. Volgens kom sê ons juist mekaar op 'n tweede been dat disippels van Jesus is mense wie se lewe gekenmerk word deur dankbaarheid. Dankbaarheid om juist fyner te kyk, om mooier te kyk na alles wat rondom ons gebeur en dat hulle juist kom met hulle woorde en met hulle optrede om dinge anderster te maak en aan God die eer te gee wat hom toekom. So ek gaan vir jou uitnooi vanoggend om jou Bybel oop te maak by Lukas 17. Ons gaan saam lees Lukas 17 vers 11 tot 19, waar ons juist agterkom hoe 'n onwaarskynlike persoon sy dankbaarheid dan ook wys. Lukas 17 vanaf vers 11, my Bybel bladsy 94, as jy jou Bybel daar wil oopmaak. Jesus genees 10 melaatse mans. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy gesien het dat hy genees is, het hy omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Marlies, jy moet maar vir my sê as ek te vinnig praat en te hoë woorde gebruik. Melaatsheid in die Bybelse tyd was 'n teologiese en 'n sosiale vloek gewees. Alle mense wat melaats was verwerp, was uitgeskuif, was heeltemal gedwing om in afsondering te leef. As 'n melaatse buitekant beweeg het, moes hy op 'n afstand helder en duidelik uitskreeu: onrein, onrein, sodat mense wat verby sou kom, hom kon hoor, hom kon sien en ver langs verby kon gaan, sodat hulle nie self onrein kon word nie. Melaatses was dus niks anderster gewees as die randfigure van die lewe nie. En ek dink die ergste pyn was juist geestelik ook gewees. Want die kerkleiers van daardie tyd het geleer dat melaatsheid 'n teken was dat God jou straf vir sonde wat jy gedoen het. So melaatses was dus nie net geoordeel en verwerp deur mense nie, maar die kerkleiers het na vore gekom en gesê: maar weet jy, God verwerp jou ook. God wil eintlik niks met jou te doen hê, omdat jy melaats is nie. 'n Melaatse is dus niks anders as heeltemal verdoem nie. Nou vriende, ons hoef nie ver te gaan soek om iets van hierdie aakligheid
te verstaan nie. Robben Eiland, net hier in die Kaap, hier naby ons, was in 1845 'n melaatse kolonie gewees, wat juist melaatses gehuisves het. Hierdie mense was op 'n boot gesit uit Kaapstad uit, na die eiland geneem, en hulle moes daar geïsoleer wees en in isolasie bly voortleef. Hulle was nie net siek nie, maar mense het hulle veroordeel en die samelewing het hulle heeltemal verstoot. Dit het hier in ons eie omgewing gebeur. En dit is dan hierdie uiterste desperaatheid wat die agtergrond vorm van ons storie hier in Lukas 17. Dis juist hierdie 10 mans wat melaats is, wat vir Jesus raak sien, definitief al iets gehoor het van wie hy is, definitief gehoor het wat hy kan doen, en hy roep uit na hulle, of hulle roep uit na hom, meester, ontferm U tog oor ons. Jesus hoor hulle. Hy hoor hulle so oor die afstand, en hy beveel vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. En hulle draai om, en hulle begin stap na die priesters toe, en op pad, op 'n manier wat die Bybel nie vir ons sê nie, word hulle gesond. Op pad, sonder dat ons die detail weet, gebeur die wonder. Hulle ontdek hulle is skoon, hulle ontdek hulle is vry, hulle ontdek dat hulle volkome genees is. In 'n oogwink het hulle hele menswees weer terug. In 'n oogwink kry hulle weer 'n stem in die samelewing. En ja, hulle kan weer aansluit by hulle eie gesinne. Ek dink hulle was oorstelp gewees van vreugde. Ek dink hulle kon hulle oë nie glo toe hulle sien wat gebeur het nie. Maar wat gaan vir hulle die belangrikste wees? Om terug te keer na hulle normale lewe, na hulle eie programme, of om hom te dank en te eer wat alles moontlik gemaak het? Wat gaan die prioriteit wees? Nou 9 mense doen presies wat logies is. Hulle versnel hulle pas, hulle loop vinniger, hulle hardloop as te ware om by die priester uit te kom, sodat die papierwerk wat gedoen moet word, net afgehandel kan word. So nou moet jy weet, hierdie melaatses was onrein gewees. Die enigste manier hoe hulle weer rein verklaar kon word, is wanneer 'n priester hulle rein verklaar het en vir hulle 'n dokument gegee het om dit juis te kom bewys. Sonder daardie dokument, sonder daardie kwytskelding van hulle onreinheid, kon hulle nie aangaan met hulle normale lewe nie. So ons kom agter dat hier 'n groep mense is wat vinniger beweeg om by die priesters uit te kom. Hulle fokus was weer om normaal te wees. Hulle fokus was weer om in te pas. Hulle het die seën en die reiniging wat hulle ontvang het, het hulle aangegryp met albei hulle arms. Maar die bron wat alles moontlik gemaak het, Jesus Christus, hom het hulle eenkant geskuif, hom het hulle agtergelaat. Want dan lees ons in die Bybel, daar een was 'n Samaritaan, hy doen iets radikaal. Hy gaan teen die stroom. Hy soeg nie onder groepsdruk nie. Voordat hy by die priesters uitkom, besef hy, ek moet omdraai. Besef hy, ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders as om terug te gaan na hom wat my genees het nie. En dan sê die Bybel vir ons helder en duidelik, hy kom terug na Jesus. Hy val voor hom op sy knieë. En hy dank hom. En dan half so as 'n kantlyn aantekeningkie word daar net gesê, hy's 'n Samaritaan. Die een van wie dit glad nie sou verwag het nie, is die een wat terugdraai. Is die een wat iets verstaan van wat dankbaarheid is. Is een wat iets verstaan van die wonderwerk wat God hier gedoen het. Nou vriende, ek wil by julle hoor, is dit nie presies wat die doop vanoggend juis ook vir my en vir jou wil kom leer nie? Wil dit nie juis vir jou en vir my aan dit kom herinner dat God self gekom het
en dat hy vir ons homself aan ons kon verbind het nie. Ons is deur die bloed van Jesus Christus vrygespreek. Ons is deur die bloed van Jesus Christus skoon gewas. Ons het nuwe lewe. Ons het nuwe geleenthede. Ons is nuut, ons is skoon gemaak, ons is vry. Maar hierdie vryheid wat ons gekry het van God is nie bedoel om ons te laat weghardloop na ons eie lewe en na my eie programme nie. Om nie maar net alles weer te hervat en aan te gaan soos wat ons dit vroeër gedoen het nie. Die vryheid wat God vir ons gee, dit wat die doop ook vir ons wil leer, is juis 'n omdraai. 'n Omdraai sodat ek kan besef, ek kan in absolute dankbaarheid leef vir die een wat dit alles moontlik gemaak het. Ek kan omdraai en ek kan ten volle vir hom leef wat my vrygemaak het, wat bereid was om aan die kruis van Golgotha vir my te sterf. Prakties beteken dit dat elke besluit wat ek maak, elke woord wat ek spreek, elke daad wat ek doen, dat ek dit kan sien as 'n antwoord op God se genade. Dat ek dit kan sien as 'n antwoord op God se geskenk aan my. Dit beteken dat my nuutgevonde vryheid gebruik moet word om ander te dien, om 'n voetewasser te wees, in plaas van om selfsugtig net vas te hou aan my eie programme en my eie dinge na te jaag. My lewe moet 'n lopende getuienis wees van wat God alles gedoen het, hoe hy my nuut gemaak het, hoe hy my vrygemaak het. My lewe moet een wees van konstante dankbaarheid, wat ek elke oomblik dan ook uitleef. Met ander woorde, disippels van die Here, leef nie meer vir jouself nie, maar juis uit dankbaarheid vir die een wat my vrygemaak het, die een wat vir my nuwe lewe gegee het, die een wat alles moontlik gemaak het. My lewe is gerig op hom. Aan die ander kant is ook waar. Die 9 se stil sweye is 'n skokkende belydenis. Hulle het gekry wat hulle wou hê. Hulle het ook vir die Here gevra, Here, ontferm U oor my, oor ons. Hulle is genees. Maar hulle fokus was op hulle self. Dis half of hulle sê, ons het nou gekry wat ons wil hê, ons het Jesus nie meer nodig nie, ons sal nou ons eie ding doen, ons is nou uitgesort. Here, gaan skuif U na my een kant. Ek het gekry wat ek wil hê. En dit is mos niks anders as ondankbaarheid nie. Dis niks anders as ondankbaarheid om God se genade slegs te gebruik as 'n beginpunt vir my eie belang en dan maar net aan te gaan soos wat ek wil aangaan nie. Nou die hartseer is dat ons baie dikwels soos hierdie 9 mans optree. Dis vir ons dikwels baie makliker om die wêreldse manier, die normale verloop van dinge te volg. En ek dink die rede hiervoor is omdat ons meesters is van vergeetachtigheid en meesters is van selfsprekendheid. Kom ek verduidelik wat ek daardeur bedoel. Ons vergeet te vinnig. Ons is heeltyd op 'n drafstap. Ons is so gefokus op die toekoms en wat die toekoms inhou. Ons is so gefokus om die papierwerk van my volgende doelwit na te jaag. Dat ons al die seëninge wat ons reeds ontvang het, al die seëninge wat ons reeds indeel, die feit dat ek kan asemhaal, die feit dat ek 'n dak oor my kop het, die feit dat ek 'n kind se lag kan hoor, dat dit half op in die skaduwee beland, dat ek dit half een kan plaas, dat ek hierdie goue geskenke wat voor my is, nie raak sien nie en onoopgemaak los. Ek is so gefokus op die papierwerk. Ek is so gefokus op wat ek nog wil bereik, dat ek vergeet van God se grootheid en alles waarvoor ek kan dankbaar wees rondom my. Die tweede ding, ons aanvaar dikwels alles rondom ons as vanselfsprekend. Dit moet maar so wees. Ek verdien dit mos. Sodra ons dink dat ons die reg het op goeie gesondheid, die reg het op loyale vriende, dan word die verlies van daardie dinge 'n tragedie.
Maar die voortbestaan daarvan niks spesiaals nie. Ek en jy kan net werklik dankbaar wees as ons tot die besef kom, ek verdien niks nie. Ek verdien nie wat ek ontvang het nie. Dis 'n geskenk uit God se hand uit. Niks wat ek gedoen het, het bygedra tot hierdie wonderwerk wat plaasgevind het nie. Dis God se geskenk aan my. Dis God se bederf aan my. En dit is juist dit wat die optrede van die Samaritaan en die 9 ander, waar die groot verskil gelê het. Die Samaritaan het tot die besef gekom. Hy verdien nie die genesing nie. Hy verdien nie die nuwe lewe nie. Hy verdien nie nog 'n kans nie. En daarom toe dit gebeur, is hy oorstelp van vreugde, want hy weet, dit kom net van God. Dankbaarheid begin dus by die stop van die gejaag om vandag se seëninge te erken, om vandag se seëninge raak te sien, en dit is 'n geskenk uit God se hand uit te beskou, iets wat ek eintlik nie verdien nie. As ons disippels van die Here wil wees, moet ons besef dat dankbaarheid in jou en my lewe meer 'n sigbare handeling moet word, en moet ek en jy begin om dit in te oefen. En ek wil 'n praktiese voorbeeld gee van hoe 'n mens dankbaarheid kan inoefen. Ek gaan ons 'n bietjie uit die huis uit praat. Verlede week, sal julle onthou, by die Toesklooftunnel was daar 'n bus gewees wat aan die brand geslaan het. Is dit reg? Ek wil gou hê jy moet gou daar waar jy sit gedink, wat was jou heel eerste reaksie toe jy gehoor het die tonnel is gesluit, daar het 'n bus gebrand? Dink gou 'n bietjie, wat was jou heel eerste reaksie? Baie dikwels gaan die meeste van ons reaksie wees, ag nee man, hoe gaan ek nou in die Kaap kom? Ek het dinge om te doen, ek het plekke om te wees. Op daai stadium was die Toeskloofpas nog toe gewees ook, so daar was nie 'n vinnige manier net oor die berg nie. So nou het jy miskien ook gesê, ag my Vader, nou werk hulle nog aan die pad op, kan nou nie beter dinge kry om te doen nie. Nou wil hulle nog aan die pad op werk. Hoe moet ek nou maak? Hoe gaan ek uitkom in die Kaap? Daar's 'n gevoel van irritasie, daar's 'n gevoel van, Jessie, ek is verontref. Nou iets van hierdie gevoel van irritasie, van die tonnel wat toe is en die pas wat toe is, was iets wat ek nogal beleef het verlede Saterdag, toe ons dringend vir 'n afspraak op Stellenbosch Universiteit moet wees vir 'n inligtingsessie. Kyk gou hierso, nou was dit mos nog Vrydag aand matriekafskeid ook. So daar was mos nou nog min geslaap ook. So daar was reëlings getref oor wat se motor is waar en waar kry ons mekaar en hoe gaan ons nou die ding doen. En nou met 'n klomp mense geweet het, ons is op pad Kaap toe, kry ek hierso van 6:00 die oggend af WhatsApps. Die tonnel is toe, die tonnel is toe, die tonnel is toe. Dan sê ek, maar hier's nou chaos, want hoe gaan ons nou in die Kaap kom? Kyk gou hierso. Hy voortdurend word opgestaar en ons ry nou som hier deur Franshoek en ons vat hom hier deur, maar dit was nou die maklikste pad. Nodeloos om te sê, daar's nie noodwendig altyd 100 gery nie, daar's nie noodwendig altyd 80 gery nie. Ons sal nou nie verder praat daaroor nie, dis klare belydenis. Maar ek het nog steeds 'n halfuur laat uitgekom op Stellenbosch. Nou vir die wat my ken, weet dat ek hard het om laat te wees. Kyk, en dan is ek sommer opgewek. So nou is die bloeddruk hoog en alles kook en ek is laat op Stellenbosch waar ons moet wees en alles is sommer net deurmekaar oor 'n stupid bus wat in die tonnel brand en die pas wat toe is. Ek kan nie daaroor kom nie. Wat wil ek daardeur sê? Ons is onmiddellik gefokus, baie van ons, op ons eie ongerief. Ilse, nou dat ek jou sien, ek het nog gewonder, hoe gaan Petrus by die lughawe kom met die tonnel wat toe is? Beinskloof, ja, hy moes 'n internasionale vlug Italië toe vat vir rugby wat hy gespeel het en dit was dieselfde tyd gewees. So wonder ek nogal hoe julle daar gekom. Maar onmiddellik is ons gefokus op ons eie ongerief en ons eie ongemak. Die tyd wat ons verloor, die slegte roete, die ander roete, die lang toue. Maar wat is die Samaritaan draai?
Wat is die Samaritaan draai? En goddank ek kon iets daarvan beleef die Sondag toe ek weer aan die kant die berg wou wees. Gelukkig toe het hulle die Tooskloof-pas oopgemaak en hulle het gewaarsku op die nuus, daar's lang toue. Nou, hoe lank kan 'n tou nou oor die berg wees? My goeie genade. Nie so lankie. Kyk gou, so ons wil oor die berg, daai motor staan daarso by De Kloof om oor die berg te gaan. Toe besef ek, hier gaan nou 'n lang staan. Maar skielik word hierdie staan nie 'n vloek nie, maar 'n stukkie genade. Jy word gedwing om stadiger te ry, jy kan nie jaag nie. En in daardie stadiger pas gebeur daar wonderwerke. Want skielik kyk jy na die tonnel wat toe is en jy begin wonder. Hoe gaan dit met die passasiers wat in daai bus was? Wat is die trauma wat daai passasiers nie moes beleef het toe hulle in daai tonnel ingaan en daai bus gaan in die brand en jy kan nêrens heen gaan nie. Hy's 4 kilometer lank. Watter kant toe gaan jy? Daardie vrees in die binnekant wat hulle moes ervaar het. Skielik begin jy dink aan nooddienswerkers wat hulle lewe op die spel geplaas het en ingejaag het om te gaan help en te gaan bystaan. Ewe skielik raak jy dankbaar dat daar sulke mense is wat die lewe vir jou mooier maak en makliker maak en wat hulle eie lewens op die prys stel. En skielik verdwyn daai uur oor die berg. Skielik gebeur dit dat jy jou oë oopmaak, want jy begin opkyk, jy begin rondkyk, jy begin kyk na die mooi van die berg. En skielik ontdek jy maar hier's 'n rivierstroom wat jy so lank laas gesien het. Skielik begin jy die varing sien, skielik begin jy die eremlilie sien. Skielik begin jy sien, maar sjoe, hulle het al ver gewerk in die pad, hoe mooi is dit nie? Skielik gebeur dit dat in hierdie oomblik van ongerief, dat jy oopgaan vir dit wat nog altyd om jou was. Dan besef jy maar hierdie stadige ry, hierdie mooier kyk, is eintlik 'n seëning. Is eintlik 'n bederf. En word dit 'n tyd om God te loof en God te prys vir wie hy is en vir wat hy doen. Vir jou lewe en hoe hy jou seën. En dit is presies wat dit beteken om dankbaarheid in te oefen, om daardie Samaritaan draai te neem in die situasie waarin jy jou nou self bevind. Die Samaritaan draai vra 'n fyn kyk, vra 'n mooi kyk en vra vir my en vir jou om ons fokus te skuif. En miskien is dit wat die psalmis in Psalm 46 vers 11 juis so perfek opsom as hy sê, wees stil en weet dat ek God is. Daardie opdrag is nie net om stil te bly nie, dit is nie net om in jou mond te hou nie. Dis half of jy jou siel beveel om rustiger te raak, om tot stilstand te kom, om stil te word, want dit is in die stilte wat jy besef, maar jy's nie in beheer van jou lewe nie. Die feit dat jy skielik 'n roete moes verander, herinner jou dat jou lewe in 'n hoër hand is. Dat jy jou lewe aan hom moet toevertrou in alles en met alles wat gebeur. Skielik in daardie stilte ontdek jy, maar alles is eintlik 'n geskenk. Die berge, die asem, die feit dat jy dit kan sien. Alles word sigbaar as 'n onverdiende geskenk uit God se hand. 'n Fyner kyk, 'n mooier kyk, 'n Samaritaan draai. Ek sluit af. Die verhaal van die 10 melaatses en dit wat ons vanoggend in die doop gesien en beleef het, wil vir ons kom sê dat ware vryheid is nie die geleentheid om terug te hardloop na ons ou lewens en ons ou programme nie, maar is die vryheid om te draai en 'n lewe van aktiewe dankbaarheid te begin. Die Samaritaan in teenstelling met die 9 herinner ons daaraan dat ons moet waak teen die slaggate van vergeetachtigheid, dat ons moet waak teen die slaggate van selfsprekendheid. Dat ons ontdek maar dankbaarheid is niks anderster as 'n daaglikse dissipline nie.
as 'n rustiger word, as 'n mooier kyk, as 'n fyner kyk van dit wat reeds om my aan die gebeur is. Wat is dit waarvoor ek die Here kan dank? Wat is dit waaraan hy my laat deel? Selfs in midde van die ongerief wat ek soms ervaar. En dis my gebed vir elkeen van ons, dat ons 'n radikale Samaritaan draai sal maak, 'n bewuste keuse om te stop, 'n doelbewuste keuse om te kyk en om dankie te sê. Dit beteken dat ek elke dag doelbewus sal leef, dat elke besluit wat ek neem, elke woord wat ek spreek, elke daad wat ek verrig, dat dit 'n lopende getuienis sal wees van wat God in my lewe doen en wat hy vir my beteken. Kom ons doen moeite daarmee. En kom ons vorm ons lewe so onder leiding van die Heilige Gees, dat dit 'n getuienis sal wees van absolute dankbaarheid vir dit wat die Here ons laat deel. Amen.